Welcome to the Space Between, stories you never heard or seen. My name is Lyndon Lloyd McDavie en ons het 'n baie spesiale gas vanoggend hier. Ons het 'n spesiale gas wat reg oor die wêreld daar gesig sien op billboards, op die TV's, selfs op daardie oral advertensies ook wanneer jy jou tande borsel. Vanoggend saam met ons het ons vir Sharon Skeepers. Hallo. Hallo Sharon, hoe gaan dit met jou? Goed, dankie. En met jou, Lyndon? Ek mag nie kla nie, is bo uit. Hulle sê jy moet myself keer of dit gaan te goed gaan. Ek dink daar's so gesegde wat hulle sê. Me and you both. Sharon, dit is waarlik lekker om vir jou hier vanoggend te hê. En die rede hoekom die Space Between vir jou genooi het is vir daardie rede dat jy vir ons ietsie kan kom gee oor jou industrie waarin jy is. Maar geliefdes, julle gaan eers so 5 minute moet wag, gaan kry daai koffie reg en dan geniet julle die episode saam met ons. Sharon, kan jy vir ons meer vertel wie jy is en van waar jy vandaan kom? Hallo, ek is Sharon, gebore in Parel. Ek het in Groenewil groot geword. Laerskool Wellington by Genote klaargemaak en toe het ek Parel toe gekom, eers by Laborie en toe so middelgraad 10 het ek Girlside toe gegaan en dis waar ek gematrikuleer het. Ek dink ek was nog altyd in die industrie waarin ek nou is, modelwerk gedoen, getouch base hier en daar, nooit baie ernstig opgevat nie. Maar buiten dit is ek maar 'n baie rustige mens. Ek hou van lag, ek hou van kuier, ek hou van diere, ek hou van die natuur, ek hou van mense en ja, buiten dit is maar wie ek is. Sharon. Ek hou van daardie deel dat jy sê jy hou van diere, want hulle sê mense wat hou van diere, verskoon my geliefdes, as jy nou nie hou van diere nie, dit is nie wat ek van jou sê nie, maar jy gee baie meer liefde af as jy 'n dier het, of as jy as dit 'n dier is. Diere is baie makliker en baie ouliker as mense, soos. Ek stem 100% saam. Nou kan jy vir ons luisteraars net gee, of ons viewers, laat hulle verstaan, kan jy vir hulle sê watter tipe diere jy by jou huis het nou? Dis 'n sprosnelle. Geliefdes, soos julle kan sien, ek is baie trots op my plaas, okay? Ek het hase, ek het honde, 3 honde, ek het katte, ek mag dit nie sê nie, van is onwettig, maar ek het 'n skilpad. Wat sal dit net uitbleef? Ek dink so, ja, skilpad piep. En en dan voer ek die voëls, so al die voëls kom na my toe soggens. En ek het nou begin met 'n hok, so hopelik binnekort het ek hoenders en eiers. So jy is besig eintlik met 'n klein hoewe van jou eie daar. Ja, as die neighbors sal wees met dit, dan is dit fyn, want ek bly in die dorp. En ek mag eintlik livestock aan nie, maar hopelik kan ek hulle braai met 'n paar eiers. Die mense langs jou verkoop ons petties, so sorry. Nee, maar hulle mag. Ja, hulle mag. My neighbor het 'n vleis besigheid en hy verkoop die beste vleis en ja, kos. Let's go daar. Miskien kan ons in business gaan. Free advertising, jy verstaan. Soos jy kan sien, ek en Sharon ken nou mekaar nou al 'n hele tydjie al van skool daar af. Daardie tyd toe sy sê sy na Laborie toe gekom het. Klein dametjie, maar nou wil ek daarin ingaan. Geliefdes, hierdie dame wat voor u sit, 'n spoedbom. Kan u net 'n bietjie vir die mense verduidelik waar jou liefde vir atletiek en sport en selfs vir die fiksheid lewe vandaan gekom het? Ek dink dit was my nog altyd 'n reël by skole om 'n sommersport te doen en 'n wintersport en ek sal dit nooit vergeet by Genote. Toe vat my ma vir my eendag na atletiek oefening toe want ek moet mos nou atletiek gaan doen. Ja, ek het gehuil. En nou het ek 'n lady wat net so huil as dit kom by sport en hy laat my so baie aan my dink, maar ek dink as 'n mens 'n coach het wie jy vertrou en maatjies rondom jou of wie jy vertrou en is meer iets wat jy geniet en dan word sport outomaties iets deel van jou. My ma het nooit vir my geforseer om goed te doen in enige iets en ek dink dit het baie gehelp. So net om op te daag en elke dag te oefen, my tyd by op die veld te geniet. Voel word ek vinniger, voel word ek fikser, voel hoe kry ek of word ek gerespekteer deur mense as ek goed doen. Dit was lekker, ek almal wil gerespekteer word deur ander. So ek dink daai gevoel van sport het definitief vir my geboost om verder te gaan.
Ek dink ek het ooit bereik wat ek wou bereik het aan atletiekie, maar ek is baie satisfied met waar ek eventually opgeëindig het. Dis hoekom ek Girls High toe was. Skoolloopbaan, maar net obviously natuurlik atletiek gedoen vir fun, omdat ek moes. En toe hoërskool het ek bietjie van 'n dip gevang wat ek het gevoel daar was nie genoeg stimulation gewees nie. En toe ek Girls High toe gaan, was dit voel ek my peak van atletiek en sport in general. Ek het netbal ook gedoen, maar ek weet nie, netbal was maar net iets om fiks te bly en by Laborie was, by netbaltyd by Laborie was my die beste. My span, ek dink ek het in 19 gespeel toe ek 14 jaar oud was of 'n ding, maar ek was so lief vir die mense. En ons het elke sessie was fun, ons het gelag, ons het ja, was baie lekker. Maar toe gaan ek Girls High toe en daar's dinge natuurlik bietjie meer meer ernstig wat kompetisie en sulke tipe goed aanbetref en ek doen sport omdat ek dit geniet. So daai pressure was nie vir my gewees nie en dis hoekom ek besluit het om te fokus op atletiek. En ja, ek dink my beste atletiek memories was gemaak by Girls High. My beste vriendinne was rondom my. Weer eens, as 'n mens achieve, as 'n mens goed doen in iets, dan voel mens mos maar goed, jy weet. Ja. So ja. Ek wil net dit is nêrens dat ons enige skool swak maak of 'n ding nie, maar ek wil hê ons moet 'n bietjie daaroor praat. Laborie, waarin ek ook was, is 'n middelskool. En dan Wat aan betref. Ek kan nie sê middelskool as ek praat oor middelskool, dan praat ek oor die aantal leerders wat daar is. Okay. En dan ook oor in watter klasse hulle geklassifiseer word. Ek bedoel boys high, gimnasium, hoër meisieskool, Rennies en die ander skole val eintlik in die topskole in waar daar hulle in 'n hoër liga eintlik in speel. So daar's 'n sterker pool van kinders om te kies. So ek wil gevra dit, het daardie skuif van Laborie na Girls High toe 'n skuif in jou atletiek, in jou manier van hoe jy dink en hoe jy na sport ook kyk? 100%. Maar die feit dat ek Girls High toe geskuif het vir sport, beteken dit nie daar was ander dinge wat ek beter ervaar het by Laborie nie. As ek moet kies, sal ek weet nie wat ek sou kies nie. Want ek het Laborie gelos en ek het baie dinge agtergelos wat vir my baie beteken het. Ja. Maar by Girls High, ek het net die stimulasie nodig gehad wat sport aanbetref. En ek sê nie, ek volg glad nie met die skole en hulle reputasie wat sport en akademie aanbetref nie, maar toe ek by Laborie was daai tyd, was daar nie genoeg stimulasie vir my nie. Okay? Ek het gevoel, ek kan beter doen, ek moet beter doen, ek moet, en Girls High was vir my 'n goeie opsie, want ek weet hulle het baie atlete. En het was vir my lekker om daar te kom en ek is euforie, ek hardloop maar ek is euforie, ek is agter, as almal hardloop my weg. En daai het vir my net so bietjie meer purpose gegee wat my sport aanbetref. By Laborie was my akademie uitstekend. My beste vriend daai tyd was baie slim, hy was top 10 en ek wens in 'n mate ek het daar gebly vir my akademie, maar then again, you win some, you lose some. Kom gee 'n shout-out vir Michiel. Kom en gee Hallo my. Michiel! Laborie is regtig 'n plek waar jy klomp stories en onderwysers en mense wat werklik omgee oor jou. So as jy jou kind Laborie toe wil stuur, gaan nie 'n fout maak nie. As jy jou kind Girls High toe wil stuur, dan hoor jy ook, jy sal definitief 'n fout maak nie. Op daardie noot, nou met die sport veral. Ja, atletiek is 'n individuele sport. Maar dan het jy ook netbal gespeel, maar tog is dit ook 'n spansport atletiek as dit kom by die relays. Ek wil geweet het, hoe het sport vir jou gehelp om met ander mense te interact? Ek dink toe ek Girls High toe gaan, toe het ek besluit ek wil staan vir atletiek kaptein. En ek was nog nooit eintlik in 'n leierskapposisie nie. Ek dink ek was by Laborie op die VRL, maar ek hou nie van leierskap nie. Ek sal eerder volg. Ek is 'n goeie en ek dink nie noodwendig is 'n slegte ding om goed te kan volg nie. Ek het nie myself gesien as iemand wat noodwendig ander wil lei nie. Ja. So, dis toe nou die eerste keer wat ek vir myself in 'n leierskapposisie indruk is by Girls High atletiek. Ek was atletiekamptein. En dit het my definitief uit my boksie uit laat klim as dit kom by public speaking, want ek moes speeches doen op die verhoog, ek moet vir ander mense dink, ek moes in myself glo, want ek kan nie vir ander mense sê om iets te doen en ek het nie confidence in wat ek sê nie. So dit het my definitief maak my eie beloftes aan myself nakom, en
doen, like, practice what you preach. En ek dink as 'n mens dit practice what you preach op alle aspekte van jou lewe kan toepas en dan is 'n mens outomaties 'n stapie voor. Ek stem 100% saam. So jy lei deur jou voorbeeld Ek en probeer. En ook ek probeer. As ek foute maak, acknowledge en aan dit te werk. Jy het vroeër iets gedrop. Jy het gesê jou ma het vir jou geneem toe jy gehuil het. Na die sport. Jy het nie aldag af van gehou nie, maar jy het begin lief word daarvoor. Definitief. Nou, jy het gepraat van jou seentjie. Jou seentjie is nou in dieselfde fase miskien waar jy was. Yes. En ek wil vir jou gevra dat watter tipe rol het jou ma in jou lewe ingespeel, want indirectly is jy besig om daar dieselfde rol in jou seentjie se lewe te speel. Jo, ek vat die strontie. Kyk, is moeilik om 'n ma te wees vir 'n seentjie want 'n mens kry vir hulle baie jammer. En hulle weet, sy sê hulle safe space, so hulle vat advantage. So ek moet maar net my voet neersit en ek vat die strontie, maar ek probeer ook nie vir hom forceer om dinge te doen waarmee hy nie gemaklik is nie, want hy is nog steeds sy eie mens, hy leer nog om sy emotions te regulate. So daar's 'n fyn lyn. Ek probeer ten minste vir hom iets gee. Hy kan kies. My ma het vir my gesê, Sharon, kies. Soos, jy moet iets doen, so kies. So hy het nog steeds 'n sê. So ek dink, my ma was baie streng en sy het my ook bederf en ek dink ek doen presies dieselfde met my lewe. Ek weet wanneer om te bederf en ek weet wanneer om streng te wees. Want 'n kind het altyd nodig. Definitief. Ek sal jy sê jou liefde vir kos maak, want ek dink nie die mense weet daarvan nie. Jou liefde vir kos maak kom ook van jou moeder af, of is dit iets wat jy self... Ek mis my ma se kos, ek kan nie so sy kos maak nie. Ja, my ma se muffins, my ma se pasta, ek kan dit nie reg kry nie. Maar ek dink my liefde vir kos maak het by haar begin nie, want sy het altyd vir my kos gemaak. Ek hoef nooit kos te gemaak het. Ek dink as toe sy nie meer daar is nie en ek moes op my eie voete staan en my eie disse elke aand. Jy het altyd gesê, "Jene, wat eet 'n mens alweer vanaand?" En nou is ek in dieselfde posisie en nou probeer ek dit vir my lekker maak. Ek probeer dit vir my iets 'n hobby. Ek kyk na nuwe resepte, probeer nuwe resepte en natuurlik maak dit gesond. Ek dink dit is die verskil tussen my kook en my ma se kook. Ja, jou ma het die lekkerste muffins gemaak. Ja. Jy weet, ek het altyd geliefd is dat sy rede hoekom ek so 'n ma het. Ja, my ma blameer nie dit. Wat ek wil aanraak is, jy sê nou daardie leemte het gemaak dat jy nou eintlik begin kos maak het, want toe is daar niemand wat nou meer vir jou kan kos maak nie. Ja. En toe het jy dit probeer lekker maak. Verduidelik vir my, hoekom is dit belangrik om gesond te kan eet? Ek weet nie waar die interest aan my begin het om gesond te eet. Ek kan nie vir jou sê nie, maar op skool was my dieet baie sleg en ironies genoeg was my ma die een wat vir my gesê het, Sharon, eet minder lekker, Sharon, drink minder Coke. En ek het baie slegte vel gehad. Ek dink van graad 6 af al sukkel ek al met acne en ek het nog nooit skoon vel gehad nie. Na skool het ek probeer my dieet begin adjust, suiker uitsny, gas uitsny. Funny fact, ek dink die laaste keer wat ek 'n Coke gedrink het of 'n gaskoeldrank gedrink het was amper 10 jaar terug. En ek het elke dag McDonald's geëet, ek het elke dag 'n pakkie Jelly Babies in my blazer se sak gehad. Ek het geoverdose aan sugar en toe ek die verskil of die shift maak, toe kan ek die verskil in my vel raak sien en ek dink dit was vir my die eerste boost om aan te gaan, want op die einde van die dag hormone, vel is deel van 'n groot interacting system en wat 'n mens in jou lyf sit affekteer wat 'n mens van buitekant af sien. So vir die eerste keer het ek gevoel my vel word skoon en dit is vir my lekker geweest, want basies is maar 'n struggle. Veral in die industrie wat ek is. Dit is nie lekker om op te daag by 'n casting of op 'n job en jou vel is vol basies. Niemand sê enigiets daarvan, ek is nooit afgebreek deur dit nie, maar is nie lekker nie. Dit is 'n confidence breaker. Ek wil reeds daar nog geraak het, die feit dat voordat ons in jou industrie in beweeg, is dit daardie acne, daardie Pisces, het dit jou selfbeeld beïnvloed? Definitief, ja. Veral toe ek nog jonger was. Ek doen mos nou model weer vanaf ek baie jonk was, nie so voluit soos ek dit nou doen nie, maar ja, mense ontmoet maar mooi mense, jong, en as iemand jou make-up doen, is hy altyd in jou gesig en 'n mens is maar bewus van dit. Maar ek was jonk, ek was nie so confident soos wat ek nou is nie. En ek het 'n manier gevind rondom dit, weet ek moes 'n verandering maak en ek het en dit het vir my gehelp.
So jy sê van Ackermans af reg deur die advertensies en dinge. Het dit gekom by jou laaste jaar as ek reg is by Girls Eye? Praat jy van die model weer? Ja. Ja, ek dink ek was gescout by Miss Girl. Ja, laaste jaar was dit Miss Girls Eye. Ek dink so Ja, Miss Girls Eye. Ek was gescout en toe het ek ingegaan ja en daar het dit min of meer begin. Kan jy vir die mense, dit is kom ons lig die mense in, hoe dit gekom dat jy vir Miss Girls Eye inskryf? Oepsie, ek kan nie onthou meer nie. Ek kan nie meer onthou nie. Okay, as jy nie kan Ek kan nie onthou of mense gestem het en of ek myself ingeskryf het nie. Want dinge werk nou 'n bietjie anders as gewerk het destyds. Maar ek dink daar was ons kon onsself inskryf of mense het gewou dat ons kan ja. Ek is nie meer seker nie. En daardie moment toe jy, ek glo jy sal daardie oomblik kan onthou toe hulle nou sê en die wenner is Ja. Sharon Skeepers. Ek het maar net gelag want ek het dit so geniet. Ek het 'n gevoel binne my gehad omdat ek dit so baie die show geniet het, kon die mense dit sien en die judges kon dit sien. So ek het 'n gevoel gehad ek staan 'n goeie kans om te wen. Nie noodwendig omdat ek die mooiste of die mooiste aangetrek was of die mooiste gestap het nie, maar ek het dit regtig baie geniet. En my interviews het goed gegaan met die judges. Ek het lekker met hulle gepraat. So dit was vir my ja, dit was vir my 'n achievement. Ja, ek het 'n confident gevoel en gedink van die af en kom ons gaan sterk vorentoe. Jy weet, dit was vir my 'n gevoel soos 'n deur wat oopgaan. Ja. Jy het iets belangrik nou aangeraak. Die feit dat ons as ons Miss South Africa kyk, Miss Universe of Miss World, dan sien jy altyd dat ja, uiterlik dis pragtige mense. Maar as dit kom by die interview of by die vraag wat gevra word en hulle sukkel daar 'n bietjie, dan kan dit vir hulle eintlik benadeel ook. Ek wil nou vir jou gevra dat daardie deel wat jy nou gesê het van die interview. So jy sê eintlik dit gaan nie net oor hoe jy lyk of hoe jy aangetrek is nie, maar dit gaan ook oor hoe jy oorkom en wat jy sê. 100%. Ja. Ek het nie baie experience in die pageantry industrie nie. Wat ek doen is mos maar photography modeling en TV commercials en sulke. Dit is een van die enigste pageants wat ek gestap het en ek weet dat dit werk nie eers aan die pageantry world werk het nie soos dat dit by Miss Girls Eye gewerk het. Ek sê as ek kyk na Miss South Africa, daai mense is ja, dis hoogs intelligent, jy weet hulle, ek dink 100% persoonlikheid en IQ level speel 'n rol. Jy kan nie net opdaag op die verhoog een aand 'n mooi rok aantrek en dink jy kan 'n country vir 'n hele land 'n voorbeeld stel nie. So nie. So, nou kan jy vir die luisteraars net verduidelik wat is die verskil tussen die pageant industrie en dan ook dit wat jy nou huidiglik doen? Ek gaan nie baie in diepte gaan oor die pageantry nie, want ek het nie baie kennis oor dit nie. Maar wat ek doen basies is 'n besigheid. Okay? Ek behoort aan 'n agentskap. Agentskap is my agency in die Kaap is Ice Models en ek is nou met hulle vandag 1 af. En is 'n besigheid. Ek het 'n manager of 'n agent wat vir my werk kry en ek moet net seker maak ek is op my pos, ek daag op, ek doen wat ek moet doen. Ek is altyd presentable. As ek opdaag vir my werk, doen ek wat gedoen moet word. En ek maak geld uit dit uit. So ek weet nie by pageantry hoe mens noodwendig inkomste verdien nie, so ek sê ek dra geen kennis nie. Maar vir my die agentskap met wie ek is baie broad. Hulle cater vir baie categories. So byvoorbeeld ek doen fitness modeling, ek doen TV commercials. As jy gemaklik is met acting, is dit gewoonlik die direction waartoe hulle vir jou steer. En ek doen so 'n bietjie fashion, ek doen baie lifestyle. Maar daar's 'n plek vir almal en hoe dit werk is brands kontak agency as hulle models benodig en die agency stuur al die gesigte wat hulle op hulle bord het wat die brand se brief pas vir die kliënt aan. En dan so word ons geboek en ons dag op, ons werk, ons word betaal. Maar ja, dit is definitief dis 'n loopbaan en 'n career. Ja, dis 'n career en 'n besigheid. Die feit dat ons nou hier aanraak. Ek wil hê jy moet nou hierdie prentjie envision. Ek is 'n Sharon van 17 jaar oud of 18 jaar oud. Ek weet nie wat ek wil doen nie, maar iets wat ek weet, ek is lief vir modeling.
Watter raad kan jy vir hierdie jong dame gee wat hier voor jou sit? Wow, ek dink baie daaraan. Eerstens, ek voel nog steeds 17, by the way. Maar ek, obviously is 'n regret waar ek nou gewerk het en baie ligter dra op my skouers, maar ek wens ek het al van daai tyd af vol uitgegaan in modeling, maar dit was nooit 'n industrie wat ek verstaan het nie. Dis nie iets wat gesien was as 'n loopbaanopsie nie. Dit was nie baie gerespekteer deur familie of vriende nie, want ek blameer niemand, want mens dra nie kennis oor wat die industrie behels nie. En ek dink as ek vroeër begin het om myself te commit en dit as my besigheid te hanteer, en sou ek baie verder gegaan het met dit, of net vir langer 'n goeie experience gehad het met die industrie, want ek het eers nou na my kind se geboorte, het ek besef wat dit eintlik is en wat 'n mens met dit kan doen. Mag ek vir jou vra, hoekom na jou kind se geboorte? Want ek wou nie werk nie. Okay. Dit is lekker om my kind groot te maak. Ek wou by hom wees by die huis en ek wil die energie het om na 'n kind te kyk. Baie ma's is gedrein, hulle is emosioneel moeg, fisies is hulle moeg want al hulle tyd gaan in 'n vaste werk in. En ek het so baie respek vir hulle, maar ek dink ek het daai tipe deursettingsvermoë nie. Ek wil net present wees met my kind terwyl ek hom groot maak, want die jare gaan te gou verby en ek voel net dit was nog altyd iets wat in my gesig gegooi was. Jy weet hy wat 'n mens probeer ontslae word van 'n ding, maar dit kom heeltyd terug. Ja. En toe het ek begin besef dit word heeltyd na my kant toe gegooi. Die agency is heeltyd daar, die modelwerk is heeltyd daar. Hoekom gebruik ek dit? Wat is my rede? Toe besef ek my rede is nie omdat ek dit hier wil doen nie. Dis omdat ek te veel dink aan wat ander gaan dink van wat ek doen. En toe ek daai mind shift maak en toe het dit baie beter begin gaan. So jy sê jy moes eers uit die skadu van ander uitkom om jouself raak te sien vir wie en wat jy is en wat vir jou gegee is. Ja, en wat ek geniet. Ja. Jy weet wat vir my gelukkig maak en wat ek goed in voel. As 'n mens mos maar nou in skool as graad 11, jou rapport moet ingaan, aansoek doen vir universiteit. Ja. En 'n mens het die idee van wat jy veronderstel is om na skool te doen en dis nie asof ek nou sê moet nie na skool gaan studeer nie, maar gaan studeer as jy seker is dit is wat jy wil doen. Moenie ander goed lig staar, jy weet daar is ander opsies ook en ek wens ek het dit vroeër geweet. Ons raak 'n baie belangrike punt aan. Die rede daarvoor is hier's baie van ons ouers wat miskien hulle droom deur ons wil laat bewerkstellig. En ek noem dit nou ons want baie keer is daar ouers wat miskien nie 'n professionele cricketspeler, 'n dokter kon word. Wat dink nou van kleintyd af maak jou kind so groot dat jou kind ook dit moet doen. En jy raak dit nou eintlik aan as jou kind 'n talent het en jy sien dit is 'n gawe wat jou kind het. Hoekom forceer ons of okay wat ek vra. Hoekom forceer ouers dan reeds hulle kinders in daardie rigting in as hulle weet dit is nie wat hulle kind eintlik moet word nie? Ek kan nie vir jou antwoord want ek gaan nooit daai ouer wees nie. Let's go. Ek gaan nooit my kind in 'n ek sal altyd vir hom probeer grootmaak met regte values en ek glo as 'n persoon regte values het dan sal hy outomaties in die regte rigting in beweeg, maar ja, as jy is 'n kind het sy eie lewe, ons is twee verskillende mense. Wat ek wil hê is nie noodwendig waarvoor my kind op die aarde gebring was. So ek verstaan nie hoekom ouers dit doen nie. Maar ek sal dit nooit doen nie. Ek wil vir jou in die begin gevra het, maar jy het dit so baie mooi eintlik kom beantwoord. Ek wil vir jou in die begin gevra het verskil. Moet jy anders begin eet? Lyk jou diet anders as jy nou in die modeling industrie ingaan? Maar jy het geraak aan suiker en wat dit aan jou vel kan doen. Is daar nog ietsie meer hoekom jy dalk anders eet as wat die normale, ek noem dit die normale, soos ek gaan sê ek is normaal, maar ek eet hopeloos te veel suiker. Dis die rede hoekom jy seker ook die pysies hier op my gesig kan sien. Die babavel. Ek voel baie goed as ek gesond eet. Ek kan dit nie aan iemand verduidelik nie. Ek is op 'n stadium, onthou ek het Gatsby's opgeëet, 'n hele Gatsby het ek nou op en ek weet nie hoe ek nou sou gelyk het as ek aanhou eet het soos wat ek geëet het op skool nie. Maar ek voel goed, my mind is clear.
Ek kan elke dag 5 uur opstaan, ek kan elke aand 10 uur gaan slaap sonder om sleg te voel. Ek het nou brain fog, verstaan, ek kan my dag aanpak met energie en ek is baie bang om siek te word. Okay. En ek dink wat ons vandag eet dra definitief by tot kankers en siektes wat ek het my ma verloor en ek wil so gesond as moontlik wees vir my kind sodat ek van my kant af my bes kan doen om gesond te wees vir hom Nou, en na hom te kyk en aktief by hom betrokke te wees. Dit speel definitief 'n groot rol in hoekom ek eet soos wat ek eet, maar het oor jare gebeur. Ek sien nie myself meer iets soos wat ek geëet het. Ek voel baie beter as ek gesond eet en ja, ek function optimally, I guess. So jy sê meeste van die mense wat in hierdie industrie is, maak daardie skuif reeds om beter te kan voel. Jy het gevra oor die industrie. Ja. Ja, ek het nou eintlik vergeet van daai. Kyk, ja. Ek dink is baie belangrik om na jouself te kyk in die industrie want die tipe brands wat ons verteenwoordig is gewoonlik health orientated of dis klere, mens moet gesond lyk, 'n mens moet mooi lyk en as jy nie gesond van binne is, jy gaan jou hare nie mooi lyk, jou vel gaan nie mooi lyk, jou naels gaan nie mooi lyk. So en is 'n competitive industry. As jy gaan eet wat jy wil, daar is baie mense wat doen en wegkom met dit, maar jy moet jou figure bly hou. Dit is maar een van die dinge en as jy dit nie wil bly hou nie, dan moet jy maar net in 'n ander direction steer, soos byvoorbeeld jy kan meer TV commercials doen of jy kan daar is iets soos plus size modeling. As niks fout daarmee nie, maar dit gaan oor my personal goal. Wat ek wil doen in die industrie, dis hoekom ek by die eet dophou en ja, kyk wat ek eet, net sodat ek my eie goals kan reach in die industrie. Maar niemand sê vir my wat om te doen nie. Dis my eie keuse. So in die industrie is daar verskillende tipe hoe kan ek sê groepe. Soos jy sê jy wil in die fitness, so jy gaan vir fitness brands dan. Yes. Okay. Ek probeer mos aan die middel bly dat ek iets van alles kan doen. Ja. Dit is die idee. Maar omdat ek aktief is en hulle kort gewoonlik mense om te hardloop vir 'n shoot of om te boks vir 'n shoot, dan outomaties word ek voorgesit as 'n sportmodel en doen daai tipe werke. Ja. Okay. So in daardie geval wil ek vir jou nou vra. Jy sê nou oor dit wat jy doen. Jy sê jou seentjie het ook jou lewe kom verander. Hoe hou jy daardie lewe gebalanseerd? Jammer dat ek nou my oë toe maak want ek wil hy die prentjie kry om daar vir jou seentjie te wees, maar ook op dieselfde tyd fulltime mommy model te wees en daar buite. Modeling vat nie so baie van my tyd hier. Dis wat dit nice maak. As ek die dag shoot, dan shoot ek die dag, dan môre as ek miskien af, dan moet ek miskien 'n self-tape doen by die huis of ek moet ingaan vir 'n casting. 'n Casting is basies die interview gedeelte van die modeling industrie. Soos mense gaan vir 'n work interview, gaan ek vir 'n casting. Ek kan vir hom baie keer saamvat na my casting toe. Hy wag buite vir my, is so mooi opgelei. So dit vat baie min van my tyd. En dit is wat dit nice maak. So is vir my baie maklik om 'n ma te wees vir my kind. Ek dink die mense weet dit daar buite nie want dit is een van die redes dalk miskien hulle sien hierdie beauty pageants en daar's niks fout met die beauty pageants nie, maar as jy altyd daar's so een pageant dingetjie wat altyd op die TV gespeel het en dan is hulle soos you need to do this, you need to do that, you need to do this. En dit jy's nou eintlik vir ons 'n bewys om te sê ja, jou week kan 1 week vol wees. Exactly. En die volgende week kan jy nou weer baie by die huiser is. 'n Self-tape, kan jy net vir die mense verduidelik wat beteken 'n self-tape asseblief? 'n Self-tape is omdat ek in Wellington bly en al die castings in die Kaap is. Het ek baie keer daai opsie om iets by die huis te record. So whatever audition, as basies 'n audition vir 'n TVC, 'n TV commercial. So as ek 'n sekere rol moet uitbeeld en dan moet ek dit doen in my basies ek sit my phone op 'n tripod en ek doen 'n recording whatever die brief vir my gee en dan stuur ek dit deur na my agentskap toe sodat sy dit by die production company kan uitkry. Ja, so ek dink ek praat nou van myself. Modeling vat nie baie van my tyd nie. Ja. Maar ek seker as baie ander modelle daar buite wat dalk elke dag werk en shoot, maar ek is nie nou daar nie. Okay. Ek is op 'n average 2 keer 'n week. Ek werk. Wat baie goed is en nog steeds vir my vryheid gee. Kan ek vir jou vra, is jou seentjie ook in die industrie? Hy wil nie,
Ek dink hy's 'n karakter. As hy groter word, gaan moet hy definitief 'n akteur of 'n ding. Ek sê hom hy's 'n drama queen, maar hy is nie gemaklik as mense vir hom kyk nie. So toe hy 'n baba was, het hy 'n TV commercial met my gedoen. Maar hy het basies net met my gespeel op set. En die oomblik toe ek sien hy begin ongemaklik voel, so ek vir gesê het hy gaan nooit meer kan pressure in iets wat hy vir hom laat gemaklik laat voel nie. En toe haal ek hom uit. Ek voel net dit is nou vir hom nie. Maar as hy dalk eendag besluit hy in die waarde van geld verstaan, want hulle word ook betaal, dan gaan hy dalk sy mind verander. Maar vir nou is hy eers op hold. Okay. My vraag aan jou voordat ek 'n vinnige speletjie met jou gaan speel. Okay. En dit gaan 'n rapid answers moet kos, so ek gaan iets vra en dan moet jy net sê die een of daardie een. As ons hier die masker moet afhaal, ons haal al die kameras weg, ons vat alles weg. Wie sal jy sê is jy? Of ek hier is, of ek agter die kameras is, of ek voor mense is, of agter die toedeur, ek dink ek is maar net ek. Daar gaan nie 'n ander weergawe van my kry as hy nou vir my, as hy die kameras moet wegvat nie. Ek is 'n baie simpel mens. Ek dink ek het baie nodig om tevrede te wees. Ek het vir jou gesê ek is baie lief vir diere. Ek is baie gefokus daarop om vir my 'n lewe te create wat goed voel. En ek dink is far-fetched. Ja, ek kan vir enige iemand gemaklik laat voel ek. En ja. So die tema van gemaklikheid is iets wat nogals baie opkom in hierdie gesprek, want ek wil vir jou gevra dit, voel jy dit is 'n baie belangrike eienskap om te kan hê om vir mense gemaklik te kan laat voel in 'n vriendekring? Ek dink so, want ek was al in baie posisies waar ek nie gemaklik voel nie. En ek wil nooit hê iemand moet so voel in my presence. Vra om verskoning as ek al ooit vir iemand so laat voel het, maar ek dink daar is genoeg struggles in die wêreld. Mense gaan deur genoeg fight personal battles. As ek iemand kan wees wat nooit 'n battle is vir iemand anders nie, dan sal ek baie dankbaar wees. So jy sê eintlik, omdat jy al eens in daardie situasie was waar jy buite gestaan het en of uitgevoel het nie, is dit gewees, is dit vir jou baie belangrik om mense tuis te kan laat voel, en veral dit begin by jou kind self, dat hy gemaklik moet voel. En ek dink dit is 'n belangrike eienskap, want ons het 'n lewe waar ons deesdae baie mure opbou. En dan sê ons, ja, dit is baie goed om daar die mure op te bou, maar jy verstaan, jy is besig eintlik om mense uit te blok. As mense nie dieselfde manier dink hoe jy dink nie, dan is dit, ag, maar jy's weird, of bly jy net daar een kant, of dit en dit en dit en dit. En ek het maar nog net gevra, want ek hoor dit kom aan mekaar op. Ek hoop ek te veel genoem. Nee, in so 'n manier nie, maar is duidelik hoe jou hart klop vir die mens. Ek het ook mure opgebou, by the way. Toe ek was obviously baie jong toe ek swanger geword het en 'n baba gekry het, en dit was vir my baie moeilik om met mense te socialize of in mense companies te wees wat my ouderdom is, want ek het gevoel ek het so baie verander en niemand verander saam met my nie. En in plaas van om uit te gaan en te maak asof ek nog 'n selfe mens is vir hulle geken het voor ek 'n ma geword het, het ek eerder net besluit ek gaan nêrens nie. En ek het myself definitief uitgeblok en baie eensaam geword in daai aspek, maar toe het ek ook maar net oor dit gekom en besef, dis nie nodig nie. Jy weet, dus daar is iemand vir almal. Daar is 'n plek vir jou en jou plek is nie oral nie. Gaan waar jy gemaklik voel, gaan waar jy jouself kan wees en stiek daarbey. Dit is verlore nie. Jy moet net 'n bietjie gaan soek. Okay. Ek stem 100% saam. So hier is 4 vinnige vragies. As ek dit vra, dan moet jy net kan sê wat die een jy sal kies. Okay. Uit eet of huiskos? Huiskos. Okay. Katte of honde? Jy moet kies. Daar is nie 'n kathond. Okay, 'n kathond. Okay, 'n kathond. Draf of 'n movie kyk? Dis moeilik. Kyk, hoe ver moet ek gaan draf? Okay, kom ons sê, jy het 'n moeilike dag gehad. Okay. Alles was teen jou en jy kom by die huis, daar die romkom is daar,
met popcorn wat daar lê, of jou draftekkies lê daar en wag vir jou. Romkom en popcorn. Okay, ek is eintlik surprised daarmee. Okay, Ek kan nie nog stres by my lewe sit nie. okay. Modeling of atletiek? Modeling, Okay. En dan die laaste ene, gym of uitgaan met jou vriende? London. Ek kan nie kies nie. Ek sal uitgaan met my vriende. So nou, dit is die rede hoekom ek dit eintlik gevra het. Ek wil nou eintlik vir jou vra, in die industrie en hoe jy besig is in die aande, en jy baie keer in die aande gaan jy mos nou uit of in die middag. Wat 'n belangrike rol speel vriende in hierdie rol van jou? Soos, ek bedoel, as ons as vriende Ja. uitgaan, ons gaan nie net uit om te pedal of om te gaan gym nie. Ons gaan gewoonlik uit om uit te gaan eet of net lekker Ja. te kan gesels. Kyk, ek het nie baie vriende nie. En ek is baie okay met dit. Maar is tog belangrik om iemand te hê met wie om te praat. Ja. En ook net as 'n mens soos extra support nodig het, as 'n mens die dag voel sy kan nie, is daar altyd daai een vriendin wat vir jou sal sê sy kan. Definitief. En dit is maar wat op die stadium in my lewe is, as 'n vriendin nie motivering kan wees nie, of as hy nie 'n goeie impak op my lewe kan hê en dan is ons nie vriende nie. So dat daai extra encouragement wat 'n mens baie daar nodig het. Ja, en ook vir my om vir iemand anders 'n support system te kan wees is baie nice. Ek hou van vriende want ek hou daarvan as iemand op my knoppie kan druk of my hulp soek, jy weet. Ja. En hy vrou Of van op my inborste. staat kan maak, ja. Dis vir my is 'n lekker gevoel. My vraag aan jou is, dan ek het net twee vragies vir jou. Wat 'n pyn in jou lewe het vir jou gemaak in hierdie vrou wie jy vandag is? Kraam. Jammer dat ek lag. Hoe jy dit nou net laat kom het. Sorry, ek weet nie of jy laat hy gaan kat of nie, maar Nee, dit gaan nie gekat word nie. kyk, ek moet sê ek is baie gelukkig dat ek nog nie my ma se oorlede, dit was natuurlik baie erg en dit was op 'n baie slegte tyd van my lewe want my baba was 1 maand oud. Ja, so kom ek dink ek gaan dit sê. Daai pyn het ek definitief baie beter gevoelde omdat ek iets gehad het om vir my sterk te hou. Ek moes na my kind kyk. Ek kan nie net gaan sulk en griefie en ek dink nou wat ek 'n ligter verantwoordelikheid het as dit kom by my lyk, kom die grief 10 keer erger terug nou 5 jaar later as wat dit was toe sy net oorlede is. Maar om dinge op myself, ek is die jongste kind, so ek dink daar was baie vir my gedoen en toe my ma nie meer daar is, daai struggle om alles self te doen. Daar was letterlik niemand anders. Dit was COVID-tyd. Dit was net ek wat moederskap moes deel soos wat dit gekom het en ek het vir my definitief meer verantwoordelik gemaak. Het vir my baie meer wat is gratitude. That's gratitude. Gooi maar net gratitude. Ja, ek was baie meer grateful. Ja. Vir kleiner dinge in die lewe en as gevolg van daai deursettingsvermoë wat ek moes aanleer toe my kind klein was, ek pas dit nou nog toe. Ja, en daar's groter, is altyd 'n groter krisis in die wêreld en nou ja, van nou klein goedjies pla my nie meer so baie so wat dit vir my destyds geplaat het en dit help my nou. Ja. Jammer nou vir vir die mense wie nie geweet het nie. Ons moeder, toe sy oorlede is, het sy 'n drive gehad vir soos 'n drive-by. 'n drive-by vir haar roudiens gehad. En jy moes 'n skenking gee aan die SPCA. En ek dink dit is sekerlik waar die diere, jou liefde vir diere ook vandaan gekom het, want jou ma het definitief 'n hart gehad. Ja, vir- sy was baie lief vir diere en ons was altyd blootgestel aan die natuur en daar was altyd 'n dier in ons huis, so het dit al van kleintyds af begin. Dink ons het definitief daai ingemeen. En wat sy gedoen het vir die SPCA, dit was haar laaste wens geweest. Sy wou nie blomme gehad het. Sy het altyd geglo mens gee blomme wanneer die persoon lewe, nie wanneer die persoon dood is nie. So sy wou geld gehad het vir diere wat nog steeds lewe en wat hulp nodig het. En ons probeer nog steeds daai tradisie van haar volstaan.
deur altyd nie net vir my hondekos te gee nie, alhoewel dit al klaar baie duur is, maar nog steeds om te sien na ander diere in ons gemeenskap en te doen wat ons kan vir kinders, soos wat my ma gedoen het. Ja. Sê gou vir my, watter hoofstuk sal jy nie op Instagram of op social media plaas van jou lewe nie? Ek dink wat in my huis aangaan. Ek dink my verhoudinge, my persoonlike goed. Ek sal nie sommer dit op Instagram sit nie. Ek voel is enigiemand se besigheid nie. My mense na aan my is die enigste mense wat access sal hê tot wat in my huis ingaan. Okay. Nou ek wil hê jy moet net so oor my skouer kyk en dan wil ek vir jou die vraag vra. Oor 1000 jaar? Nee, ons maak dit oor 100 jaar. 20, wat is dit? Vergeet jy dit dan? Oor 100 jaar van nou af. Nee? Is 2126. London is 'n nuwe century dan. Nee. Is 21-1. Nou, maar ek bedoel soos nou 2126. Dis pas of hulle nodig het vir die kelk. Nee, maar dit is wat ek maar verstaan, dit is wat ek sê 2126. Wat is die vraag? Geliefdes asseblief, as jy in die comment section is, sê net daar of ek reg is of ek verkeerd is. 2126. En jou naam se Ron Skeepers pop op. Wat sal jy wil hê mense van jou moet onthou? Soos ek al voorheen in die sessie genoem het, ek sal graag wil onthou word as 'n vriendelike mens. Wat gehelp het wat sy kon, wat nooit iemand gelos het en iemand slegter laat voel oor hulle self nie. Ek het nie 'n droom om wêreldbekend te wees nie. In my industrie wil ek doen om kos te voorsien. Ek wil geld hê sodat ek kan survive day to day, maar oor die algemeen wil ek net ek wil onthou word as 'n nice mens. Wat 'n deel gebring het, wat 'n goeie kind groot gemaak het en mooi na diere gekyk het. En ek dink dit is baie mooi gestel want die mense kan werklik sien wie en wat jy is en hoe jy dink. En dan sal my laaste vraag wees, ek weet ek het gesê, ek sê aan mekaar laaste vraag, maar iemand wat die hele tyd praat hou van om sy stem te hoor, so ek vra 'n verskoning daarvoor. My laaste vraag aan jou is, daar is mense daar buite wat droom om enige model te wees. Daar is mense wat dalk nie weet nie, daar is mense wat dalk voel hulle ouers en hulle familie en die samelewing laat nie vir hulle toe om daardie droom uit te leef. Wat kan jy vir hulle gee sodat Kyk, die model, so ek dink baie mense het 'n mispersepsie oor die industrie. 'n Mens hoef nie 'n perfect picture face te hê wat op 'n magazine cover gesit word nie. Maar dis 'n talent, dis 'n skill wat 'n mens ook kan aanleer. Natuurlik 'n mens moet 'n tipe look hê wat agencies wil hê, wat bereid is om te teken mee. Maar daar is baie wat 'n mens kan doen. As enigiemand enige vrae het, is hulle meer as welkom om my te kontak. As jy voel jy het talent, as jy hou van voor die kamera wees, as jy acting experience het of kom na my, stuur vir my boodskap, weet jy hulle om kontak gaan kom met my. Instagram, kontak my op Instagram en dan vat ek het al baie meisies gehelp om 'n agency te kry. Die eerste stap is maar om agencies te nader en jou foto's in te stuur en dan gewoonlik begin dit daar. As hulle dink jy het potensiaal, dan sal hulle terugkom na jou toe en kyk of hulle met jou 'n kontrak kan teken, maar as hulle ook nie terugkom na jou toe nie, there's ways around it. Okay, ek kan vir almal 'n eerlike opinie gee van my kant af. Maar die eerste stap is om agencies te nader en nie almal het. Daar is baie agencies daar buite wat scams is, so ek dink is goed om altyd met iemand te praat wat al reeds in die industrie is, sodat mense het beter op 'n professionele opinie kan kry oor die stappe vorentoe. Ja. Maar iemand, ek dink daar is room for everyone. Ja, almal gaan nie high fashion model wees of ek bedoel Victoria's Secret model. Ek wil nie 'n Victoria's Secret model wees nie, maar daar is 'n plek vir enige iemand wat belangstel en bereid is om hard te werk, want dit is definitief harde werk ook.
Saron, baie dankie dat jy vir ons kom seën uiteindelik hier met jou teenwoordigheid. Daardie warmte wat jy altyd afgee. Mag die Here ook vir jou seën met alles wat jy nog doen en wat jy gaan aanpak. Dankie dat jy ook vir ons luisteraars en ons viewers nou daardie kans gegee het om te kan verstaan dat ja, gebalanseerde lewe is belangrik, maar dit is nie te sê dat jy voltyds elke dag gaan besig wees. As jy elke dag besig is, dan is dit ook sekerlik 'n seëning, Ja. maar jy maak ook tyd vir jou pragtige seentjie wat nou daar in Boysay sit en vir jou besig is om te wag. Ja, en net om die lewe so 'n bietjie te geniet. Ja. Baie dankie vir jou liefde vir jou diere en dit ook, maar mag jy altyd geseën bly in dit wat jy doen en mag jy nooit daardie glimlag verloor nie. Baie dankie. Dankie vir die geleentheid. Is 'n groot plesier. En onthou om vir my 'n boodskap te stuur as jy enige vrae het. Ek help meer as graag. Meer as graag. Hoor julle daar geliefdes, dis in the spaces between is daar altyd iemand om vir jou te kan help. Mag u saam met ons hier wees en net wag en bly op ons volgende episode. Ek hoop u het hierdie tyd saam met ons geniet en ek kan nie wag om julle weer te sien nie. Mag die Here ook vir julle seën en dit is julle host Lyndon McTavi. En I'm out. Kan jy die laaste stukkie kan? Nee, ons gaan nie.